Vanaand dan in hierdie reeks, ons dank die Here ook vir die vrug van sy Gees. En baie duidelik vind die mense daar natuurlik in Galasiërs 5. Ek het gedink om maar net daarvan vers 16 te lees, maar ek dink is goed dat ons net sien die agtergrond en die aanloop tot hierdie gedeelte. Kom ons lees daarvan vers 1, Galasiërs 5 van vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle heel hart besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligte is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag. Maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop. Weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. 'n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring sal die oordeel dra. Wie dit ook mag wees. Maar ek broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ag, as die wat julle opstandig maak, hulle self tog maar ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, boerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, oorniging, naait, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uitdag en mekaar beny. Tot sover. Ons teksvers, die baie bekende vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek broer en suster, net ook 'n belangrike kwessie wat hier ter sprake kom. En natuurlik dat Jesus Christus ons enigste verlosser en saligmaker. Dis nie Christus plus nie, dis Christus.
Dan sê hy in die Heidelbergse Katekisme Sondag 11, vraag en antwoord 29, waarom word die Seun van God, Jesus, dit 'n saligmaker genoem? Antwoord, omdat hy ons salig maak en van al ons sondes verlos. En verder dat by niemand anders enige saligheid te soek of te vinde is. Net deur Jesus Christus. My broer en suster, Paulus het by al die gemeentes op een of ander manier maar probleme gehad met die dwaalleraars, met die dwaalleer. 'n Mens kom aan baie deeglik agter as jy sy briewe lees. En hierdie gemeentes in Galasië is definitief nie 'n uitsondering. En die dwaalleraars waarmee Paulus veral te doen kry, is die Judaïste. Nou hierdie Judaïste is die Jode wat Christus se verlossing, so sê hulle ook, hulle het Christus se verlossing aangeneem, maar hulle het steeds vasgeklou aan die wet van Moses. En vir hulle was veral dan belangrik die goeie werk. Die goeie werke kan vir my saligmaking bring. Maar nie net die goeie werke nie, ook natuurlik in 'n mens lees dit oral deur, was die besnydenis. Die besnydenis was vir hulle baie belangrik, want deur die besnydenis kan jy saligheid verkry. Dan oor Christus se verlossing alleen was nie vir hulle goed genoeg, dan moes iets bykom. En iets bykom deur die mens self. Die mens moet dit kan verkry. Die mens moet kom en aanvul. Christus se soendood is nie voldoende. En vir hulle was die besnydenis dan die beslissende skeidslyn tussen Jood en Heiden. Daarom sê Paulus ook hier, en hy verwys na hierdie dwaalleer en hierdie dwaalleraars as die suurdeeg. Die suurdeeg, miskien kan dit maar net 'n paar wees. Dan sê hy 'n bietjie suurdeeg. Maar hierdie suurdeeg kan 'n hele gemeente verkeerdelik versuur. Soos hy daar in vers 10 ook sê, hulle in die war. En hulle moet besef, maar Christus het hulle vrygemaak van die wettiese, vrygemaak van die besnydenis. En hy alleen is die volmaakte, voldoende soenoffer. En hulle is nie meer slawe van hierdie wette van Moses, die besnydenis ensovoorts. En nou moet jy tog vanaand ook mooi luister, dit beteken beslis nie dat die 10 gebooie, die 2 tafels van die wet afgeskryf moet word. Dit bly steeds belangrik. Maar die idee om die wet te gebruik as 'n middel, 'n voorwaarde om die saligheid te bekom, dit moet 'n mens ten sterkste verwerp. Dis nie waar. Die wet en die besnydenis is nie die weg tot saligheid. Net Christus, Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis het gesterf het. En Jesus Christus, wat self dit kom sê, dit het uit sy mond gekom, Johannes 14 vers 6 sê hy, daar, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En nou word daar in vers 15 verwys na die heftige onmin tussen gelowiges. Paulus sê daar, maar as julle mekaar buiten opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word. Nou word dit nie daar vir ons uitgespel waaroor hierdie stryd in twis presies gegaan het nie. Maar 'n mens kan jy maar net voorstel, moontlik was dit die stryd tussen die voor- en die teestanders, juis van hierdie saak oor die besnydenis. En die wyse waarop gestry word, dui in elk geval
op die vlees, op die sondige natuur, wat hier die oorhand in die gemeente gekry het. Dit bring Paulus waar hy baie ernstig vermaan, duidelik vermaan en aanmoedig, wandel deur die Gees. Laat julle deur die Gees beheer. En 'n wandel deur die Gees is om doelbewus en deurgangs bidden te soek na die wil van die Here, na die leiding van die Heilige Gees. En wanneer mens nie regtig deur die Gees, werklik deur die Gees beheers word nie, swig jy voor die begeertes van die sondige natuur. Nie net van die sondige natuur nie, maar ook van die versoekings van die wêreld en deur Satan. En 'n lewe volgens die ou sondige natuur en sy begeertes lei tot 'n slawerny van sonde en die dood, natuurlik die ewige dood. Maar waar die Gees van God regeer, daar is vryheid. Daar is werklike vryheid, daar is vrede. En daarom sê hy ook in vers 2, die vlees begeer teen die Gees. En daarom my broer en suster, ons kan dit maar gaan toets in ons lewe, dit werk maar net nie uit om twee leefwyses gelyktydig te probeer uitleef. Die van die vlees en die van die Gees. Dis eintlik maar net onmoontlik. Dis of die een of die ander. Hoe wonderlik werk die Heilige Gees nie, as 'n mens daar in die Dordtse leerreëls 3 en 4, leerstukke 3 en 4 gaan kyk in die paragraaf 16. Hy sê daar, die Heilige Gees verander die hart van die mens en buig die wil van die mens sagkens en kragtig, sodat waar weerspannigheid en teenstand van die vlees tevore volkome die oorhand gehad het, daar nou 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid in die Gees die oorhand begin te kry. Hoor jy dit? Daarin is die ware en geestelike wederoprigting en vryheid van ons wil geleë, hier in die werk van die Gees. Dit beteken nie dat ek en jy ooit volmaak hier op aarde sal wees. Ons is nog in 'n onvolmaakte aardse ou lewe, die volmaaktheid kom eendag as Christus weerkom. Maar my broer en suster, ons is nie meer in die slawemag, algehele slawemag van die sondige natuur nie. Ons is nie daarin meer vasgevang, vasgekluister. Een ding moet ek en jy weet, en 'n mens kom dit agter in jou lewe, daar die stryd teen die vleeslike begeertes in die wêreld en in Satan, dit hier voor tot die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dan eers, soos ek nou gesê het, word ons herskep, in verheerliking herskep, tot 'n volmaakte beeld in Jesus Christus. En dan sal ons nie meer sondig, kan ons nie meer, wil ons nie meer sondig. As jy dus nou daarin vers 19 tot 21 gaan lees, dan sien jy hoe hierdie sondige natuur tot uiting kom op baie maniere, op baie terreine van die lewe. Ek gaan dit net vinnig vir u sê, maar dis 'n sweterjoel van dinge, en 'n mens kan nog gaan byvoeg as hy sê oorspel, hoerery, onreining, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery. En dan sê hy hier en dergelike dinge. Alles hoe hierdie vleeslike tot uiting kom. En iemand wat hierin volhard in die verlossing van Jesus Christus verwerk, sal die koninkryk van God nie beerf.
En weer eens, my broer en suster, gaan dit oor Jesus Christus en nie die daad. Dis 'n vernuwing wat in 'n mens se lewe kom, en daardie vernuwing kom alleen deur die kragtige werk van die Gees. Een ding staan vas. Dis heeltemal buite die kwessie dat die mens homself deur wetsonderhouding en besnydenis kan vernuwe. Die enigste uitweg, my broer en suster, en dit sal so wees tot in ewigheid, is Jesus Christus, wat deur sy Heilige Gees vir my en jou gewillig maak, om bekwaam maak, om hierdie sondige natuur in ons te wil oorwin. Uit ons eie vergeede, dan kan ons nou maar aanroep. Filippense 2 vers 13, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. God doen deur sy Gees hierdie kragtige werk. Dis teenoor hierdie werke van die vlees staan die werk, die vrug van die Gees. Dis met ander woorde, my broer en suster, die goeie vrug as gevolg van die werking van die Heilige Gees in my en jou lewe, in ons hart. En hierdie vrug is as gevolg van 'n verhouding, 'n gemeenskap met Jesus Christus, soos ons ook daar in Johannes 15 hoor, ons is die lote in die wingerdstok. Ons is die lote moet verbind bly in Jesus Christus, Johannes 15. En ons gaan stilstaan by hierdie vrug van die Gees, die deugd. En jy hoor baie duidelik, daar word gepraat van vrug. Daar word nie gesê vrugte nie, vrug. Nie 9 afsonderlike deugde nie. En dit wys juis op 'n eenheid van die werk van die Gees. Iemand verduidelik dis soos 'n druiwetros waarin verskillende druiwekorrels gelyktydig ontwikkel. En hierdie 9 deugde is, en ons gaan hulle so een vir een net vinnig praat, ons gaan kort wees daaroor. In die eerste plek sê Paulus, die vrug van die Gees is liefde. Liefde het ons al oor gepraat, Griekse woorde daarvoor, verskillende benamings vir verskillende soorte liefde. Daar is die eros, wat meer dui op 'n seksuele liefde. 'n Verliefdheid kan 'n mens wees. Phileo, dis die mees algemene Griekse woord vir liefde. Dis soos 'n intieme vriendskap en 'n kameraadskap. Die wat ons ken, so tussen mekaar. En dan is daar die agape liefde. Dis daar die liefde wat God vir gelowiges het. En ek en jy kan ons nou maar sê, daardie soort liefde bekom deur die krag en werk van die Heilige Gees, as hy dit in ons harte kom uitstort. Dit is daar die liefde, as ons van God se liefde praat, 'n liefde so groot, wat ons verstand te bowe gaan, 'n liefde dat hy sy eie seun, sy enige gebore, sy geliefde seun, aan die kruishout, vir my en jou laat sterf. Dis hierdie liefde, wat my en jou dring tot 'n opregte verhouding met die Here, met 'n opregte liefde vir hom, maar ook 'n opregte liefde vir my broer, my suster. Dis die liefde, so maar in kort, ons kan nog, mense sal baie aande net oor liefde kan praat, maar ook blydskap. Blydskap is deel van hierdie vrug van die Gees, 'n inherente blydskap, wat nie bepaal word deur fisiese omstandighede nie. Broer en suster, want as ek bly is maar net oor die omstandighede, sal ons in ons lewe minder bly wees.
Daarom, die fisiese omstandighede moet nie hierdie blydskap demp nie. Maar hierdie blydskap is gewortel, is gevestig in Jesus Christus en sy verlossing. En daarom verstaan ons, as hierdie liefde die aardse omstandighede oortref, dan kom ons by vrede. Ook 'n vrug van die Gees, vrede. En die hoor almal praat vrede, vrede, en hulle wil net vrede maak in oorlogtyd, en dan sien ons daar gebeur ook maar niks. 'n mensgemaakte vredetjie. Ons praat nie van so vrede. Dis 'n vrede wat uitvloei uit daardie versoende, herstelde verhouding met God. Hoor jy dit? Dis alles deur die soenverdienste van Jesus Christus. Daai vrede wat hy bewerkstellig het. Dis 'n vrede, soos ek nou gesê het, wat die verstand te bowe gaan, wat ons verstaan dit nie mooi. En dan natuurlik lankmoedigheid, geduld. En dis baie meer as bloot maar net om geduldig met ander mense te wees, om geduldig in omstandighede te wees, met broer en suster. Hierdie lankmoedigheid gaan oor 'n verdraagsaamheid, 'n volhardende verdraagsaamheid in liefde, om aan te hou en aan te hou. Dit alles deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Vriendelikheid. Hoeveel mense wat ons raakloop in vandag se tyd, dalk is ek en jy ook skuldig om maar partykeer ook so skynvriendelikheid te hê. Skyn glimlag, vooraf baie vriendelik, maar agteraf buite. Praat hier van 'n opregte vriendelikheid. 'n liefdevolle openbaarmaking teenoor ander, openhartigheid. 'n openbaring van die vrede en blydskap oor ons verlossing in Jesus Christus. Sien nie elke keer kom ons terug na Jesus Christus. Die anker. Ons is bly oor ons verlossing. Ons is bly vir die verlossing wat hy vir ons bring, en dit bewerkstellig vir ons 'n toekomsverwagting, 'n ewige hemelse heerlikheid wat niks en niemand van ons kan wegneem nie, nie die swaarste omstandighede nie. Sesde vrug daar wat ons het is goedheid. Goedheid. Hoe is ons nie die heel week besig om te praat oor God se goedheid? Sy goedheid in ons lewe. Ons moet dankbaar wees. Eienskap van God. Hy is volmaak goed en hy wil deur sy Gees iets van hierdie vrug in my in jou tot stand bring. Ons het juist gisteraand gepraat waar Paulus so aangemoedig het, Galasiërs 6 vers 9, waar hy gesê het, en laat ons nie moeg word om goed te doen. Ons is mense. Dan gaan we makliker ons sê, ek is nou moeg, vir so en so gehelp. Is nie meer lus om te help. Meer lus om goed te wees. Getrouheid, betroubaarheid. Jy sal saam met my stem. Daar's 'n behoefte aan getrouheid, betroubaarheid in die dag waarin ons leef. Wie kan jy nog vertrou? Op wie kan jy staat maak? Om te weet, hierdie God wat ek en jy aanbid, is van ewigheid tot in ewigheid getrou. Hoe wonderlik, hy bly getrou, onwrikbaar getrou aan sy woord, aan sy beloftes. Die
Hebreërs 13 vers 8 lees ons van Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hoe is my en jou trou? Kom ons wees maar eerlik. Dis soos maar soos 'n miswolkie wat vanmôre daar is en die son goed skyn en hy weg, dan verdwyn hy. Sien die Gees van God om vir my en jou herskep na die beeld van God om ook goed so goed te kan wees, deur heilig maak. Sagmoedigheid. So wonderlik om hierdie vrug in jou hart te dra, sagmoedigheid. 'n teendeel van vermetelheid en arrogansie. Hoe kry jy mense dit vandag by so baie mense wat so arrogant is, so vermetel is? Jesus kom en hy kom in nederigheid en hy rig hierdie uitnodiging Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, my las is lig. Wat het die Joodse leiers kom doen? Hulle die mense kom belaai met soveel wette en meer wette bygevoeg. En as jy nie dit doen nie, dan gaan jy die saligheid nooit beerwe nie. Heilige Gees wil vir my en jou tot sagmoedigheid na die beeld van Christus vernuwe. En dan die laaste een natuurlik selfbeheersing. Soos ons hier sit, sal elkeen vanaand hier kan sê, ek dink ons almal sukkel daarmee, selfbeheersing. Maar dan as jy die woordjie sê, dan klink dit so na iets wat ek self kan doen, selfbeheersing. Ons kry die teenoorgestelde. Die vlees dring tot selfsug, hebsug, magsug. Ek moet in beheer wees en bly. Ek. Die eie willigheid. Hierdie sondes van die vlees wat ons hier so van gelees het en nog baie meer saam met dit. Dis juis deur die gebrek aan selfbeheers. Om toets dit maar. Ons al my broer en suster deur die krag van die Heilige Gees wat ek en jy volgehoue selfbeheersing, daar selfbeheersing in ons lewe tot stand kan kom. Daarom moet ons onthou ons is saam met Christus gekruisig. Paulus sê dit hoeveel keer, en daarmee saam die vlees met al sy hartstogte en begeerlikhede. Ek en jy is nie meer slawe van hierdie vleeslike begeertes. Christus het ons vrygemaak. En daarom my broer en suster, met ons ganse lewenswandel getuig van die verlossing van Jesus Christus. En dat ons deur die Gees beheers word. En 'n bewys dat ons deur die Gees beheers word, is juis as ons die vrug van die Gees in ons lewe dra. Die vrug van bekering dra. Dan kan ons uit dankbaar en gehoorsaamheid aan God en in vrede tot eer van hom lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here God, U is die Alfa en Omega, die ewige trou, die verbondsgod van wel eer. En ons is swak en nietig, as ons na al hierdie vrug van die Gees gaan kyk,
dan kan ons maar net sê, Here, ons faal. Ons faal. Daarom bid ons om die genade en die vergifnis. En ons bid dat die deur die Gees vir ons sal lei en sal versterk. En veral tot dankbaarheid toe sal bring. Sodat ons in dankbaar kan leef tot eer en verheerliking van U naam. Help ons, Here. Ons kan nie op ons eie nie. Ons het U so nodig. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Vra ons dit. Amen. Dit is geleentheid vanaand om so na aanleiding van die hele week van Pinkster voor die Here te kom kniel en vir hom dankie te sê. Dankie vir soveel genade, liefde. Kom ons sê 'n geleentheid vir gebed, daar is nou tyd vir gebed. Hemelse Vader, dankie dat U met ons bemoeienis bly maak. Dat U ons vashou. Dat U deur die Gees vir ons ook die vrug gee. Die mooi vrug. Help U vir ons, lei ons elke dag in die spore van geregtigheid. Wees ons genade, ons smeek dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Gesang 288, daar gaan ons vers 3 en 5 sing. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.